Ons sê, goeiemôre, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en ja, hier sit ons, aan die begin van 2025, 2024 is agter ons en is nou 'n belangrike tyd van die jaar wanneer ons die tyd het om ons visie vir die jaar te beplan. En ek weet nie hoe enigiemand dit gaan beplan nie, maar ons moet altyd weet dat God se woord is die finale sê. En ons planne moet eintlik daar voor God geplaas word om te sê, Here, is hierdie u plan vir my lewe vir 2025? En hoe doen ons dit? Want baie van ons sal dit sê en baie van ons sal dit doen, maar hoe doen ons dit? Hoe maak ons visie bekend aan die Here? Hoe gaan ons na God toe en sê vir die Here, hierdie is my plan? Het hy 'n plan? Het jy 'n plan vir 2025, het jy al 'n visie en 'n idee in jou gedagtes om te sê, dis hoe ek sien 2025 gaan homself aan my openbaar. En dit is belangrik dat ons planne het, dit is belangrik dat ons 'n visie het, want 'n visie is meer as maar net dit is die dinge wat ek wil doen, of dit is die dinge wat ek wil bereik. 'n visie vir 2025 vir jou moet sê, wat wil ek word? Wie wil ek word in 2025? Wat se tipe mens wil ek word? Ja, dit gaan oor wat se dinge wil ek bereik, maar dit gaan meer oor wat se tipe mens wil ek word in 2025. En waar begin ons? Want Openbaring, Spreuke 29 vers 18 sê vir ons, as daar geen visie is nie, as daar geen openbaring, en dis baie keer wat dit is, as daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos. Dis die woord wat dit vir my sê, dis Spreuke, Proverbs 29:18 sê, where there is no vision, the people perish. Dink mooi daaraan aan die woord bandeloos. Dit beteken, ons het nie 'n idee waarna toe ons op pad is nie, en die goeie ding is, dan sal jy dit altyd bereik, nee. As jy nie 'n visie het nie, as jy nie 'n idee het waarna toe ek moet gaan nie, jy is gewaarborg dat jy dit gaan bereik. Jy gaan niks in die lewe bereik nie. Volgende jaar, die tyd, gaan jy weer daar sit en sê, yes, ek het soveel geleenthede gehad en ek het elke een van hulle misgeloop. Hoekom? Want soos die woord sê, the people will perish. Jy sal sterf in jou binneste. Want elke jaar is jy bietjie ouer en jy het nog niks bereik nie. En iets binne in jou sterf om te sê, ek het daai geleenthede gehad en ek het dit misgekyk. En dis hoekom dit so belangrik is om 'n visie te hê vir jou lewe, 'n visie te hê vir alles wat jy wil bereik in 2025. En sê, waar begin dit? Dit begin daar in Genesis 1 met die creation story. Daar waar God hemel en aarde geskape het. Dit is waar ons moet begin. Dit is die idee wat God vir ons het. Ek meen, dis die wonderlike ding van God se woord. Hy vertel vir ons hoe ons enige iets begin. En God se woord sê vir ons daar in Genesis 1 vers 1, in die duisternis het God gespreek en daar was lig. Dis waar ons moet begin, want as ons in die duisternis ronddwaal en ons soek idees en gedagtes en visies en al daai dinge, en ons sal dit nooit bereik nie, want daar is 'n duisternis. Daar is duisternis oor jou gedagtes, daar is duisternis oor jou idees en dit wat jy dalk wil word, wil wees eendag. En God kom en hy sê vir ons wat? God se woord gee lig. God se woord laat duisternis vlug. God se woord laat daai twyfel wat jy dalk het oor jou visie of jou planne vir 2025, God se woord is waar jy moet begin. En as jy God se woord spreek oor dit, vlug die duisternis. Dis nie 'n kwessie van die duisternis staan stil en hy wag, nee. Vlug, duisternis sal vlug. En daar sal lig wees, God se lig sal op daai idee wat jy het, daai gedagtes wat jy het, daai doel wat jy het, daai visie, daar sal lig, God sal sy lig laat skyn daaroor, en jy sal kan sien, die twyfel sal vlug, die ongeloof sal vlug,
En jy sal ewe skielik daai ongeloof vervang met daai geloof om te sê, ja, dit is die visie wat God vir my het. Dit is die planne wat God vir my en vir jou het vir 2025. Maar dit moet daar begin. Dit is daar waar God is. Dit is daar waar ons ewe skielik die lig sal sien en God sal sy lig op jou planne skyn sodat jy met helderheid daarna kan kyk. En dan sê hy vir ons moet ons gedagtes verander. Ons moet ons gedagtes verander en hy God se mentaliteit hê. Onthou, jy is geskape in die beeld van God. Genesis 1, net daarna, 27:28 sê vir ons, jy is geskape in God se beeld. Dit beteken jy is geskape met 'n doel. Wat sê God in vers 28? Genesis 1:28, hy sê vir jou, sodat jy sal kan vermeerder. Sodat jy vrugbaar sal wees. En dit beteken nie net in mens wees nie, maar in jou gedagtes, in jou idees, in jou karakter, in jou geestelike lewe. Jy sal vrugbaar wees, jy sal vermeerder, jy sal meer word. Dit is wat God van my en van jou verwag. En hy sê vir ons ook daar in Josua 1 vers 8, hoe kan ons dit bereik? Hoe kan ons identiteit in Christus bereik? Josua 1 vers 8 sê, die wetboek, God se woord, daai Bybel wat ons tot ons beskikking het, daai Bybel wat ons het, wat ons elke dag kyk en ons kyk na dit, maar lees ons dit. Joshua sê vir ons daar in vers 8, die wetboek, God se woord, dit bepeins dit dag en nag, lees dit dag en nag, bepeins dit, beteken ek lees dit en al is dit ongemaklik om dit te lees, want baie keer is dit 'n tigtiging van die Here, maar nog steeds sê dit, bepeins dit dag en nag. Hoekom? Sê die woord, sodat jou weë voorspoedig sal wees, sodat die pad wat ek gaan stap voorspoedig sal wees, sodat my lewe geseën sal wees. Hoekom? En dan weet ek dit kom van God af. Dan weet ek my planne en my idees vir 2025 kom van God af. Sê bepeins dit dag en nag sodat ek geseënd mag wees, sodat ek hierdie jaar geseënd kan ingaan, sodat ek hierdie jaar, soos Genesis 1 vers 28 wat ek nou net gelees het daar, sodat jy vrugbaar sal wees, sodat jy vermeerder, jou planne vermeerder sal word, jou geestelike lewe voorspoedig sal wees en dit sal vermeerder en meer word en sterker word, sodat jy kan heers oor die dinge van hierdie wêreld. Sodat jy kan heers, sodat jy in heerskappy sal staan teenoor die dinge van hierdie wêreld. Hoe anders? Habakuk 2 vers 2 herinner ons aan wat? Soek, skryf dit neer. Dis ook iets wat ons nie doen nie, nee. Ons het ons eie idees en ons gedagtes van hoe 2025 vir my gaan uitloop. Maar ons skryf dit nie neer nie. Habakuk 2 vers 2 sê vir ons, skryf dit neer, skryf die gesig, skryf die visie op en grafeer dit op tafel sodat hulle dit in die verbygaan kan lees. Sodat wie? Sodat jou geliefde dit in die verbygaan kan lees. Skryf dit neer, sodat ons onsself kan herinner om te sê, hierdie is God se plan vir my lewe vir 2025. Hierdie is die dinge wat ek dalk wil bereik in 2025. Hierdie is die mens wat ek wil word in 2025, sodat ek dit kan lees. En dan weet ek daar is waar ek wil wees, sodat ek dit kan afbreek in klein stukkies, sodat ek kan sê, in eerste maand wil ek hierdie bereik, en die tweede maand wil ek hierdie bereik, maar jy moet ook 'n bietjie, wat sal ek sê, what you need to be, jy moet dinge kan verander, want die lewe is onvoorspelbaar. God bly dieselfde, gister, vandag en tot in alle ewigheid, maar die lewe is onvoorspelbaar. Daarom moet ek 'n bietjie variasie kan hê en ek moet sê, okay, hierso het ek dit nie bereik nie. Hoekom? Ek kan terugkyk en sê hoekom, want hierdie dinge het my pad langs gekom. Alright, maar hoe kan ek weer terugkom op die pad na my visie toe, na my doelwitte vir 2025? Hoe kan ek? Maar dis hoekom ons dit neerskryf, sodat ons geliefdes ook ons verantwoordelik kan hou daarvoor. Om te sê, ja, maar jy
het dit gesê, nie ek nie. Jy het dit gesê. Jy het dit neergeskryf en ek herinner jou daaraan. Dis mos die beloftes wat in God se woord opgeskryf is, nê? Om te sê ons herinner God aan sy beloftes vir my, vir jou lewe. En dis hoe ons visie bereik in 2025. En dan sê hy vir ons, nê, om dit deur te voer, om dit uit te voer, ons moet begin werk in die identiteit, uit die identiteit waarin God ons geplaas het. Onthou, God het ons geskape volgens sy beeld. Hy het ons teruggeroep deur die volmaakte werk aan die kruis om te sê, jy is heilig, wees heilig. Jy is geskape om meer te wees as dit waar jy jouself vandag vind. Ek het vir jou binne-in, ek het myself, God sê vir ons, hy het homself binne-in ons geplaas en ons moet daaruit lewe, uit sy liefde uit wat in ons is. Ons moet daaruit lewe. Kolossense 3 vers 23 herinner ons, nie? En wat julle ook al doen, doen dit soos jy dit vir die Here doen, nie vir die mens nie. Sien, ons wil mense gelukkig maak en daar's niks fout daarmee nie, maar in ons werke, in die pad wat ons stap, maak ons God gelukkig eerstens. Want ek kan nou vir jou sê, outomaties sal die mens gelukkig wees, want God se weë, God se gedagtes, God se idees vir my en vir jou is ver bo dit wat ons kan dink of bid. Is dit nie wat die woord hierso in Efesiërs 3:20 vir ons sê nie? Maar ons gedagtes moet gefokus wees om God gelukkig te wees, God gelukkig te maak, en dit is wat Kolossense daar vir ons 3 vers 23 vir ons herinner, om te sê ons werk, ons fokus, ons visie, hoe ons lewens daagliks lewe, moet wees asof ons dit vir die Here lewe en nie vir die mens nie. Sê ons lewe, want die woord sê, dit is nie meer ek wat lewe nie, maar dit is Christus wat deur my en in my lewe. En dan weet ek gee alles vir Christus. Ek lewe nie meer nie, maar ek lewe vir Christus. Ek lewe vir God. Ek lewe om God gelukkig te maak. En dit moet ons visie wees. En dan sê vir ons, soos wat ons onsself voorberei om hierdie jaar in te gaan, 2025 in te gaan, moet ons hierdie woorde in ons hê, Efesiërs 3 vers 20, en aan hom, aan God, wat mag het om te doen, aan God, wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons kan bid of dink. Dink bietjie daardeur, mediteer bietjie daaroor. Efesiërs 3 vers 20, alles, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. So dis nie 'n fairy tale nie, dis nie 'n idee want God is daarbo en ek is hier onder en God se visie is kan nie by myne wees nie want God is daarbo, hy sit op die troon. Ja, God sit op die troon, maar die wonder van God is dit wat in ons werk. Hoekom? Want God het sy gees binne in my en jou geplaas. En hy sê, maak vir jouself 'n visie, skryf dit neer. Lewe volgens wat? Dat ons God wil gelukkig maak, God wil eer in alles wat ons doen, volgens die wat? God se werk wat binne in ons is, God se gees wat binne in my en jou is. En dit is my gedagtes toe ek hierdie laaste paar dae van 2024 en ek bid en ek dink, Here, wat is u doel? Ons is so geneig om nuwejaarsvoornemings te maak en alles, maar ons maak dit op middernag van 2024, soos wat ons in 25 ingaan en waar ons die 1 Januarie later die dag wakker word, is dit te vergeefs. Dis hoekom God sê, het jy 'n visie vir 2025? As jy nie een het nie, gaan na God toe en kry een by God, vir jou geestelike lewe, vir die verhoudings wat jy gaan bou in 2025. Hoe gaan ek geestelik groei in 2025? Hoe gaan ek werk aan die verhoudings? Hoe gaan ek werk in my besigheid? Hoe gaan ek werk in my finansies? Dit is wat God van ons verwag as mense wat sy beeld
dra in die wêreld daar buite, sodat ons nie ten gronde sal gaan nie, sodat ons nie sal sterf nie, nê. Dis wat God se woord vir ons herinner, nê. En hy sê, onthou hierdie skrif hierso wat sê, alles en aan hom wat mag het om te doen, ver bo, alles wat ons kan bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Maak seker jou visie is in lyn met God se wil vir jou lewe, dan gaan dit voorspoedig wees, dan gaan jy geseënd wees, dan gaan dit groei, dan gaan dit vermeerder, dan gaan jy die autoriteit neem om te heers oor die dinge, oor die negativiteit, oor die ongeloof wat jou pad langs kom, en dan gaan jy God se woord begin uitspreek, oor jou lewe, oor jou gesinslewe, oor jou verhoudings, oor jou geestelike lewe. En dan gaan jy geseënd wees in 2025. Gaan uitdagings kom? Absoluut, maar God sê vir ons, dan gaan ons heers oor daai uitdagings, en dan gaan ons meer as oorwinnaars die ander kant uitstap. Ek bid God se seën oor jou lewe in 2025. Ek bid 'n dieper loop met die Here vir jou in 2025. En dit is waarmee ek gaan afsluit. Te sê, God is lief vir jou, God is lief vir jou, hy wil die beste hê vir jou in 2025, maar werk en lewe volgens God se plan vir jou lewe. Ek bid dit oor jou in 2025, in Jesus naam. Amen.